Welkom by Keerpunt. As daar nou een ding is wat belangrik is wat jy vir iemand kan doen, wat sal dit wees? Ek weet, die belangrikste is dit wat ewigheidswaarde het. Is om vir jou geliefdes van Jesus te vertel. En om ook jou getuienis te gee dat jy seker is dat jy aan die Here behoort. Dat jy weet dat jy hemel toe gaan. Hulle moet nooit daaroor twyfel nie. Hulle moet dit nie net hoor van jou kant af nie, hulle moet dit sien en ervaar. En hulle moet dit uit jou hele lewe agterkom, dat jou lewe die vrugte dra wat by die bekering pas. So ons wil by hierdie geleentheid praat oor die evangelie en die uitdra van die evangelie. Nou, jy weet in die ou tyd het hulle nie koerante gehad en radio's en televisie nie. So hulle het 'n nuusdraer gehad wat dan na die stadsplein toe gekom het en wat dan die nuus van die dag hard uitgebasyn het. En dan het almal gehoor, dit is die nuus. En nou gebruik die Bybel die beeld van die goeie nuus. Die euangelion. Die angelion is die boodskapper, die getuie. En die beteken die goeie nuusdraer. Nou, dis eintlik wat ek en jy is, want die Here sê, hy kom om ons sy kinders te maak, maar ook sy getuies. Ons is gered en geroep. So, daarom het elkeen van ons 'n opdrag, dat ons as kinders van die Here sy getuies moet wees. Hy red ons nie net om hemel toe te gaan nie. Nee, dan was ons nie meer hier, as ons tot bekering gekom het mos nie. Maar, as ons tot bekering kom, is ons die enigste mense wat vir ander kan vertel, hierdie evangelie is die waarheid. En dit kan mense red, dit het my gered. So ek wil bietjie praat hieroor, oor hoe kan ons dit as deel van ons lewe maak, en miskien kan ek jou prakties help, om 'n effektiewe getuie vir die Here Jesus te word. So, as jy ons wil kontak hierso, ons het ons telefoonnommer 079-195-1586 en ek nooi vir jou uit as daar ietsie is wat jy wil vra, 'n boek wat jy wil bestel of iets wil vra oor donasies, enige bemoedigende boodskap wat jy vir ons wil vra of 'n gebedsversoek. Ons sal jou op WhatsApp ontmoet. Jy is ook welkom om vir ons te volg op sosiale media. Ons is op X en dan is ons ook op Facebook en op Instagram. En hierdie boodskappe is almal beskikbaar, Keerpunt op Dirkie van der Spy bediening by YouTube. So jy kan die skakels daar kry en selfs aanstuur vir ander. Hierdie boodskap sal ook hierna beskikbaar wees op YouTube. So my hartse gebed is dat jy oop sal wees, dat die Here jou in hierdie oomblikke kan verander as hy wil. Is jy oop daarvoor? Kan hy in jou hart werk om jou 'n getuie te maak? Of het jy weerstand? Skop jy teen die prikkels? Jy wil nie toegee nie, jy wil nie verander nie. Jy glo in 'n persepsie en 'n leuen van die duiwel dat jy kan nie getuig nie, jy kan nie vir die Here werk nie, die Here het jou nie nodig nie. Jy is nie belangrik vir hom om vir ander mense van hom te vertel nie. Nee, die Here wil klein en groot, jonk en oud gebruik om sy ligdraers in hierdie wêreld te wees. Nou, as jy gaan kyk byvoorbeeld na Paulus se lewe, is dit waaroor dit vir hom gegaan het. Sy hele lewe het gegaan om die evangelie uit te dra. Natuurlik was daar 'n tyd dat hy die Christene vervolg het. Sy oë het oopgegaan, hy het 'n ontmoeting met die Here Jesus gehad. Sy lewe het verander. Hy het 'n ervaring gehad van die vergifnis van sy sonde. Hy het 'n ervaring gehad van Jesus wat lewe. En dit kon hy nie vir homself hou nie, hy het dit vir die wêreld gaan vertel. En ons sien dit het baie gekos, baie opoffering gekos. As jy na 2 Korinte 11 kyk, as jy sien hoe dat hy daar vertel, hoe hy swaar gekry het, moeilik gereis het. Dit was nie maklik en gerieflik om te reis in daardie dae, om die evangelie by iemand uit te kry, om moeite te doen, om vir mense van Jesus te gaan vertel, was 'n groot ding. Daar was rowers, daar was gevare, sê hy. Soms met klein skepies moes hy vaar oor die oseaan, en daar's kere dat hy, 3 keer dat hy sy skip ondergegaan het, dat hy 'n dag of wat, in 'n nag aan 'n stuk hout vasgehang het, en dat hy baie slegte ervarings gehad het deur riviere wat hy moes gaan. Dan sê hy, dan was daar nagte wat hy nie eens kon eet of slaap,
koud gekry, nie kos gehad nie, moeilike tye, mense wat hom teëgestaan het, wat hom vervolg het. Dit was nie altyd 'n maklike ding om 'n getuie vir Jesus te wees nie, maar hy het aangehou, want hy het geweet, dit is die belangrikste ding in my hele lewe, is om vir ander van Jesus te vertel. En hy het teekanting gekry, hy het hom 'n keer amper byna doodgegooi met klippe, maar dan staan hy op, en dan gaan hy voort om die evangelie verder uit te dra. Daar was kere, hy sê 5 kere het hulle hom die 39 houe geslaan met 'n kats. Dit was 'n verskriklike pynlike ervaring gewees. En dan staan hy op en dan gaan hy aan. Daar was kere dat hy sê 3 maal hom met rotters of sambokke geslaan het. Hy was in die tronk, hoeveel maal? Niks het hom gekeer nie, want hy het geweet, dis die belangrikste ding in my hele lewe, is om 'n getuie vir Jesus te wees. Nou, hoe belangrik is dit vir jou? Het jy al met jou vrou of jou man daaroor gepraat, met jou kollegas, jou kinders, jou kleinkinders? Het jy al met jou vriende daar jou gepraat, daar by die werk? Weet hulle jy is 'n Christen? Praat jy met hulle oor hierdie belangrike goed? As ek dink aan die eerste Christene, het jy al gedink, hulle is vervolg, né? En hoe het hulle geweet, wie is Christene in hierdie dorp, as die vervolgers daarheen gekom het? Al was nie 'n register of 'n rekenaar kontrole gewees nie, hulle het maar net gevra, wie is Christene? En mense het geweet wie is Christene, want die Christene was uitgesproke. Hulle het daaroor gepraat. Hulle het vir mense vertel van Jesus. So, daarom het hulle geweet wie die Christene is en wie hulle moet vervolg en wie hulle moet gevange neem. So met die vervolging was dit duidelik gewees, die eerste Christene het verstaan. Ek kan nie die lig in my hart hê en dan onder 'n maatemmer wil wegkruip nie. Ek moet die lig laat skyn in hierdie wêreld en ek moet 'n openlike getuie wees, 'n lig, 'n stad op 'n berg wat nie weggesteek kan word nie. Nou, Paulus skryf byvoorbeeld vir Timoteus ook. Hy's 'n jong man en hy wil vir hom net sê oor wat die belangrikste dinge in sy lewe is. Luister 'n bietjie as ek vir jou lees wat staan in 2 Timoteus 4 vanaf vers 1. Ek beveel, opdrag, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding en doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al jou pligte van jou bediening uit. Ja, doen jou werk as 'n verkondiger van die evangelie. Dis jou roeping, om waar jy ook al kom, die goeie nuus te proklameer en te vertel. Ja, dit is die evangelie, die goeie nuus, daar's vergifnis vir sonde. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, Jesus het daarvoor gesterf. Hy kan jou verlos, hy kan vir jou skoon maak, hy kan vir jou nuut maak, hy kan jou heel maak. Hy leef, hy het aan die kruis gesterf vir ons sonde, maar hy het ook opgestaan uit die dood en hy leef. Dis die goeie nuus. Mense moet dit hoor. Het jy al vir mense om jou daarvan vertel? Weet hulle dat die goeie nuus al vir jou 'n werklikheid geword het en dat jy sekerheid het dat jou sondes vergewe is? Baie mense sê, ja, ek wil graag vir die Here getuig, maar ag, ek weet nie altyd hoe om te begin nie. Ek het nou al baie keer aan dink ek uit toespraak uit. Of ek besluit, ek gaan nou so en so maak. En dan is ek in die geselskap, of ek is by die persoon, dan begewe my moed my, en dan kry ek dit net nie reg nie. Nou, hoe leer ons in die Bybel het geestelike gesprekke begin? Dis interessant as 'n mens gaan kyk, dat byvoorbeeld in Handelinge 14 vers 1 staan daar Paulus se strategie.
Hy het daar na die kerk toe gegaan, na die sinagoge toe gegaan. Daar was godsdienstige mense bymekaar. Hulle wil oor godsdienst praat en dan het hy met hulle begin praat en dan staan daar dat baie van die Grieke en die Jode het tot bekering gekom. So wat het hy gedoen? Hy het vir hulle vertel van die vergifnis van sonde en dat hulle moet hulle rug draai op die sonde en hulle lewe vir Christus gee. Hulle moet tot bekering kom. So dis die een manier dat ek en jy moet weet, daar is mense wat ons maklik oor kerk kan praat en oor godsdienst kan praat, maar dan moet ons kom by Christus en die vergifnis van sonde. 'n Ander manier is interessant wat ons sien in Handelinge 17. Dan kom Paulus op die Areopagus. Dit was nou 'n groot plein waar al die slim geleerdes en die wysgeere bymekaar gekom het en dan het hulle toesprake gehou. En hier staan Paulus op 'n slag op, want hy gebruik hierdie geleentheid. Hier is 'n geleentheid waar hy die evangelie kan aanhak. Want hy sê ek het hier deur julle stad geloop en ek sien hierso is julle is baie godsdienstig, hierso so baie gode. En ek sien julle het tempels vir hulle en julle aanbid hulle en ek sien julle het altare vir hulle. Maar ek sien toe daar is 'n altaar vir die onbekende God. Nou, blykbaar was hulle bang daar's dalk een God wat hulle nou van vergeet het en dat hulle maar vir hom ook 'n altaar bou, dat hulle nou nie vir hom kwaad maak nie. En Paulus sien dit raak en hy sê ek wil vir julle kom vertel van hierdie God wat julle nog nie ken nie, wat julle nog nie van gehoor het nie. Wat vir julle sonde aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het uit die dood, wat lewe, wat hier is om julle lewe te verander. Wat julle kan verlos van julle verlede. Nou hierdie mense het staan en luister. Hy het hierdie geleentheid gebruik om aan te hak by hulle afgodediens en by hulle altare om vir hulle van die ware God te vertel. Hy sê ek kom en ek bring vir julle die waarheid oor die skepper van die hemel en aarde. Ek kom en ek bring vir julle die goeie nuus van nuwe lewe. En dan staan daar, hulle wou maar redeneer, nee, hulle wil maar intellektueel oor godsdienst maar aanhang en aangaan. So op die ou end staan daar, hulle het nie baie tot bekering gekom nie, maar daar het 'n klompie mense, het tot bekering gekom. So, Paulus het weer die boodskap van vergifnis van sonde, bekering gebring en daar's 'n klompie mense wat tot bekering gekom het, alhoewel die filosowe nou maar nog steeds wou bietjie redeneer en argumenteer. Nou daar's 'n ander manier ook en dit is om in 'n geselskap die geleentheid te gebruik waar jy nou mense is teenoor wie jy nou maklik kan praat. En daar was so 'n geleentheid waar Paulus byvoorbeeld, ons leer uit sy lewe hoe hy hierdie gesprek begin het. Hy is gedaag deur Festus, voor 'n klomp geleerdes en voor 'n klomp belangrike mense, hoog aangeskrewe, mense wat hy genooi het vir Bernice en ook vir koning Agrippa, en dan is daar van die belangrike generaals gewees en 'n klomp van die vooraanstaande mense in die stad. En toe sê hy vir hulle, ek sit met 'n probleem, ek het hier 'n man gekry wat die Jode aan my oorgelewer het, wat hom op die keiser beroep het, en ek moet 'n klag formuleer, en ek weet nie wat die klag is nie, sal julle my asseblief help dat ons vir Paulus, hierdie man, nou kan aankla, sodat hulle, die Jode wil hê hy moet tereggestel word. En dan sal 'n mens dink ek toe Paulus hierdie kans kry en opstaan, om te praat, en hulle vir hom vra, dat hy nou sal begin argumenteer dat hy eintlik onskuldig is en dat hy niks iemand kwaad aangedoen het en nie die dood verdien nie. Maar hy is nie oor homself bekommerd nie. Hy is bekommerd om die evangelie aan hierdie mense te bring. Dan staan hy op daarso en hy begin getuig en hy begin sy storie vertel van hoe die Here vir hom gaan haal het vroeër uit sy sonde en hom verlos het en hom 'n nuwe mens gemaak het, en dan daag hy hulle uit en te sê, wil julle nie ook vir Christus kies en julle lewe aan hom oorgee nie? En dan konfronteer hy spesifiek ook vir die koning. En dan sien ons hoe die koning in hierdie verleentheid reageer. Maar goed, ek gaan nou 'n bietjie meer na daai gesprek kyk, want
Ons kan sien, hy het 'n bepaalde patroon en 'n strategie gehad van hoe hy hierdie hele gesprek geformuleer het en hoe hy gepraat het oor hoe dit vroeër was en hoe sy lewe toe was en hoe Christus ingekom het en hoe dit 'n verskil gemaak het en hoe sy lewe nou is, en dan konfronteer hy hulle met 'n vraag en 'n keuse, want dis nou die geleentheid wat jy moet kies. So, hier is 'n ander manier, met ander woorde, mense wat jy mee te doen kry, mense wat jy 'n verhouding het, 'n kort verhouding of 'n lang verhouding. Ek dink so aan 'n kollega van my wat nou ook al oorlede is. Hy vertel van dat hy vriende gemaak het met iemand wat nie die Here geken het en nie wou kerk toe kom nie en saam met die ou gaan golf speel het. Hy sê en dan maar op sy lip gebyt om nie iets te sê as hierdie ou swak hou slaan en hy so vloek nie. Maar hy sê hy het aangehou om hierdie verhouding te bou sodat hy vir hom oor Jesus kan vertel. En toe op 'n dag kry hy die dies dat sy vriend in 'n motorongeluk skielik gesterf het. En die verwyte wat hy in sy hart gehad het, dat hy nooit die kans benut het nie en elke keer nou maar uitgestel het en verskonings gehad het, hoekom hy nie die evangelie met hierdie man gedeel het nie. Jy sien, ek dink ook aan Saggeus se lewe. Saggeus het een kans gehad. Hy het daar bo in die boom gesit, hy wou vir Jesus sien, hy wou alles doen om by Jesus uit te kom. Maar die mense het hom verdruk, hulle het hom gehaat, hulle wou nie vir hom as die hooftollenaar enigstens hê naby hulle nie. Toe het hy in die boom geklim en Jesus het hom raak gesien. Miskien sien Jesus vir jou ook raak. Miskien roep hy vir jou, kom ek wil vandag by jou wees, ek wil met jou praat, ek wil jou lewe uitsorteer, vir jou help om verlos te word van sonde. Weet jy, as Saggeus nie daai dag gehoorsaam was en daar afgeklim het en hom in sy huis ontvang het nie, as hy dit nie gedoen het nie, Jesus het nooit weer daar verbygekom nie, want hy was op pad Jerusalem toe, waar hy gekruisig is. Dit was Saggeus se laaste kans. En die wonder daarvan is dat Saggeus toe 'n partytjie reël. Al sy vriende nooi hy saam. Klomp gehate tollenaars, die klomp skelms en geldgierige wolwe. Hy kry hulle bymekaar en wat doen hy? Waaroor gaan hierdie partytjie? Nie oor wie kan die meeste drink en die meeste grappe vertel en die meeste vuil goed uitgooi nie. Nee, hierdie partytjie word daar vertel, wat het in my lewe verander? Wat het Jesus vir my gedoen? En ek gaan nou my regmaak wat ek kan, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. Ek gaan nou van my kant af doen wat ek kan doen om reg te maak waar ek goed van mense afgepers is, sal ek 4 dubbel teruggee. Ek sal regmaak, want ek het met Jesus reggemaak. Hy het my vergewe. Ek sal mense ook vergewe en ek wil hulle met hulle regmaak. Het jy daardie kans wat jy kry, daardie een kans, moenie dit laat verbygaan nie. Maar kom ek gee vir jou Paulus se strategie, wat vir jou ook gaan help om miskien net so bietjie te dink oor hoe lyk my getuienis. Want as jy na 3 aspekte gaan kyk, dink bietjie hoe was jou lewe vroeër gewees, voordat jy vir Jesus ontmoet het, en dan die ontmoeting met Jesus, en dan daarna, wat het verander? Voor Christus, na Christus, en dan, die Bybel praat dat ons moet 'n keuse maak, so dan moet jy 'n vraag vra. So, en dan kan jy kom by die oorgawe, en dan kan jy kom by 'n gebed, of jy kan kom by 'n volgende afspraak. Jy sien, die Here wil ons getuienis gebruik, soos wat hy Paulus in gebruik het. Daar's 'n hele paar plekke in die Bybel wat Paulus sy getuienis gebruik en dit opgeteken is vir ons. So ek dink dit was sy algemene strategie, was om vir mense te vertel, kan ek net vir julle sê wat het in my lewe gebeur? Want dis die een ding wat niemand teen kan stry nie. Nou, kom ek lees vir jou net so 'n bietjie saam hierso. Wat staan in Handelinge 26? Juis hierdie geleentheid waar Festus nou vir Bernice en Agrippa bymekaar kry met al die hoogwaardigheidsbekleers en hy nou vir hulle sê, help vir my, kom ons luister na hierdie man, laat ons 'n klag teen hom kan formuleer. Nou staan daar so, eerstens vertel Paulus dan sy getuienis oor hoe was sy lewe vroeër. Luister 'n bietjie, ek lees vir jou saam vers 9. Ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen om die naam van Jesus van Nasaret, om alles te doen wat ek kon in my vermoë. Hy sê, teen Jesus, ek wou alles doen wat ek teen Jesus kon kry. Nou, dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen. Met die magtiging van die priesterhoofde het ek baie van die gelowiges in tronke gestop.
En as hulle die doodstraf opgelê word, het ek daarmee saamgestem. Dikwels het ek hulle in al die sinagoges laat straf, om hulle te dwing om hulle geloof af te sweer. Ek het hulle so gehaat, dat ek hulle selfs in die buitelandse stede vervolg het. Nou jy kan sien, hierdie is 'n gedeelte waar hy nou spesifiek net verduidelik oor hoe was dit vroeër. Tot hier by vers 11 vertel hy net, dit is hoe ek vroeër was. Ek het gedink ek doen goed, dat ek God behaag, dat God tevrede is met my lewe. Want ek is besig om hierdie sekte, die mense van die weg, die ware weg en lewe, om hierdie Christene te vervolg en hulle in die tronk te gooi, hulle dood te maak, hulle te slaan, hulle af te pers. Ek het wraak en woede gesweer teen hulle. Dit was hoe my lewe was. Ek was teen Christus. Ek was teen die Christendom, teen hierdie Christene. Ek wou hulle uitroei. En dan vertel hy nou die volgende deel van sy getuienis. Wat het toe verander? Ja, hierdie sondige lewe kan verander wanneer Christus in jou lewe kom. So, hier van vers 12 af, lees ek spesifiek vir jou uit Handelinge 26. Terwyl ek hieroor na Damaskus toe op reis was met volmag van die priesterhoofde, het ek u majesteit helder oordag langs die pad 'n lig gesien. 'n Lig wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son en dit het op my en my reisgenote geskyn. Ons het almal op die grond neergeval. En ek het 'n stem in Hebreëus vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer deur jou te verset. Wie is u, Here? Vra ek toe. Ek is Jesus, sê die Here. Dit is vir my wat jy vervolg. Nou, kan jy sien, jy hoef nie lank te verduidelik oor hoe jy vir Christus ontmoet het en dit het dalk nie so dramaties gebeur soos met Paulus nie. Maar ergens het jy voor Jesus gestaan en jou aan hom oorgegee. Ergens het jy hom ontmoet en besef dat hy jou liefhet, dat hy na jou gekom het, dat hy die lig is, dat hy die lewe is en dat hy vir jou wil verlos van hierdie sonde en jou verlede en dat hy jou oë wil oopmaak om raak te sien die pad wat God eintlik vir jou bedoel het en dat jy die sonde sal raak sien en daarmee sal breek. Daarom het hy hierdie helder lig gesien. Paulus is daarna blind. Nou kan hy glad nie meer sien, die pateties lei hulle hom aan die hand hier in Damaskus, waar hy die groot meneer met die gesag van die owerhede en met al die belangrike dokumente, kom hy en hy gaan nou die Christene hierso gevange neem. En hier is hy 'n gevangene deur God, want hy word gelei aan sy hande daar in Damaskus in. En dan kom Ananias, diensknegt van die Here, na hom toe en sê vir hom, Paulus, Jesus, wat jy vervolg het vir jou sonde aan die kruis gesterwe. En dan bid hy vir hom, en hy kom vry van die sonde, en hy word vervul met die Heilige Gees, en hy word genees in sy oë, sy skille val af, en hy begin sien hoe hy op die verkeerde pad was, hoe hy deur die duiwel mislei is en verblind is, en hoe hy nou begin sien, en hoe sy hart oopgegaan het, om vir Jesus te kies en te lewe. Nou ja, dit is dan die volgende faset van hoe dat hy verander het, né? En hoe hy vir Jesus ontmoet het, en dan gaan hy aan, spesifiek hierso in Handelinge 26 vers 16, nou vertel hy, wat het toe daarna sy ontmoeting met Jesus, wat het toe verander, hy sê, dat Jesus sê toe vir hom, maar staan op, staan regop, ek het aan jou verskyn, om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van my gesien en van wat ek jou nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk in Israel en teen die heidene nasies na wie toe ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Hier kom verduidelik hy,
Wat het verander toe Jesus in my lewe gekom het? Toe het ek vir hom begin getuig. Toe het ek my rug gedraai op die sonde. Toe het ek gekies teen die duisternis, teen die duiwel en sy bose magte. En ek het my hart en my lewe vir Jesus gegee om net vir hom te lewe en vir hom te getuig. En dan, wat nou baie interessant is dat as jy nou Handelinge 26 vers 27 tot 29 lees, dat hy sy hele getuienis afsluit met 'n konfrontasie, met 'n vraag. Sê koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo. Agrippa sê toe vir Paulus, jy dink seker jy kan sommer so gou 'n Christen ook van my maak. Of dit nou gou gebeur of langer duur, antwoord Paulus, ek bid dat God nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister sal word wat ek is. Natuurlik net sonder hierdie boeie. Dis sy getuienis. Jy het nou gehoor wat Jesus vir my gedoen het. Hy kan dit vir jou doen. Of dit nou gaan lank vat en of dit nie lank vat nie, wil jy nie ook 'n Christen word nie. Wil jy nie ook kies teen sonde nie? Wil jy nie ook jou lewe aan die Here Jesus oorgee nie? So dis die vraag wat die Here nou voor jou bring. Die evangelie bring jou voor 'n keuse. Jy moet kies teen sonde. Bekeer beteken ek draai my rug, ek keer my rug op die sonde en ek keer my na God se kant toe. En ek gaan nou vir hom volg, vir hom lewe. Ek gaan in die lig lewe, gaan onder sy gees se beheer lewe. As dit jou hart se begeerte is, kom ons bid saam en vra ons dit van die Here. Here Jesus, vergewe my dat ek so selfsugtig lewe en dat ek skaam is vir U en dat ek nie 'n openlike getuie vir U is nie. Maar Here, miskien het ek nog nie 'n getuienis nie. Help my om eenkant stil te word en my tot U te bekeer. Kom in my hart en maak vir my skoon, sodat ek 'n getuienis sal hê en help my Here om nooit weer skaam te wees, maar om U goeie nuus vir ander te gaan vertel. Hier is ek, Heilige Gees, kom vul my hart, maak my sterk en maak my 'n getuie en gee vir my die vrede dat my sondes deur Jesus vergewe is. Amen.